Goeiedag luisteraar. Ek is Dim Natasha en wat 'n voorreg om weer eens saam met jou in die woord te kan verkeer. Waar jy nou sit en na hierdie stukkie wil luister, pause, kry vir jou 'n koppie koffie, kry vir jou 'n rustige area, gaan lees solank Jesaja 5 vers 1 tot 7. Kyk wat hierdie stukkie vir jou sê. Ons praat juis vandag oor die wingerd van die Here. En my vraag vir jou is, dra ons die regte vrug? Ek wil vandag vir jou 'n storie vertel. Stel jou voor, jy ry deur 'n mooi plattelandse omgewing. Die son skyn oor die heuwels, die lug is helder en daar in die vallei sien jy 'n wingerd. Nie sommer enige wingerd nie, een wat met sorg en liefde aangeplant is. Die rye druiwestokke is reguit, die grond is omgespit. Daar's 'n klipmuur om dit te beskerm teen diere en in die middel staan daar 'n wagtoring. Jy kan sommer sien, hier het iemand moeite gedoen. Dit is presies die prentjie wat Jesaja in hoofstuk 5 gebruik, maar hy sê, hierdie wingerd behoort aan God self, en die wingerd is ek en jy, sy volk. Hy het alles gedoen om ons en hulle voor te berei om goeie vrug te dra. Hy het hulle uit Egipte verlos, hulle land gegee, sy wet en sy beloftes aan hulle toevertrou. Elke detail is sorgvuldig beplan. Elke detail is vir my en jou beplan. Maar toe die oesdag kom, het hy nie soet druiwe gevind nie, net suur, onsmaaklike vrugte. En in die teks hoor ons die hartseer vraag van God, wat meer kon ek vir my wingerd gedoen het? Vriende, dis nie net 'n storie van lank terug nie, dis ook 'n storie van my en jou. Ek en jy, ons, is geplant in God se wingerd. Hy het jou 'n lewe met soveel sorg omring. Hy het jou familie, jou gawes, jou geleenthede, jou beskerming gegee. Hy het jou deur moeilike tye gedra. En steeds vra hy, dra jy goeie vrug? Nou watter vrug soek hy? Ons almal ken die bekende stuk van Galasiërs 5 vers 22 tot 23, waar hy van die vrug van die Gees praat. Let mooi op, dis nie vrugte nie, vrug van die Gees lys. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Hierdie is nie net 'n mooi goed vrug nie. Dis die bewys dat jy aan hom verbind is, dat jy aan elke liewe gedeelte van hierdie vrug werk. Maar kom ons wees eerlik. Party dae lyk ons vrug nie so soet nie. Partykeer is daar bitterheid in ons harte, ongeduld in ons woorde, selfsug in ons keuses. Dis asof die takke wel blare het, maar die vrug smaak nie soos dit moet nie. Maar die goeie nuus is, God is nie net 'n landbouer wat kyk en wegstap as die oes sleg is nie. Hy is die getroue wynboer wat snoei, water, bemes en tweede kanse gee. Jesus sê in Johannes 15, bly in my soos ek in julle, soos 'n loot nie vrug kan dra uit sy eie nie, tensy dit aan die wingerdstok bly nie. So kan julle ook nie, tensy julle in my bly nie. Om in hom te bly beteken om daagliks sy woord in jou hart toe te laat, om jou gebede soos water te laat vloei en om jou lewe oop te stel vir die snoeiwerk van die Heilige Gees. Julle, dit is 'n praktiese uitnodiging. Dalk sê jy vandag, Here, ek voel soos 'n stok sonder vrug. Julle, dit is presies die regte plek om by hom te begin. Erken dit. Vra hom om jou weer lewendig te maak. Gee hom toestemming om te snoei wat dood is.
om die grond van jou hart weer sag te maak. Ek wil hê ons moet saam bid. So kom ons sluit die oë voor die Here. Here, ek is U loot. Ek wil goeie vrug dra. Sny uit my uit wat nie van U is nie. Help my om meer tyd in U te spandeer sodat ek die vrug van al die Galasiërs vrugte kan dra van die Gees. Plant in my hart U liefde, U vrede, U sagmoedigheid. Laat my lewe vir U smaak so soet druiwe. Amen. Julle mag julle vandag onthou, jy is geplant in God se wingerd. Hy het nie jou vergeet nie. Hy het jou nie gelos nie. Bly aan hom verbind en die vrug van jou lewe sal nie net U goed smaak nie, maar ander mense sal dit proe en ook dors word vir die Here wat jou gemaak het. Die Here het jou. Glo ook in jouself om die soet vrug te wees. Geseënde week, Tata.